Aluma Capital, celebrating a decade of trust, investing in your future. Dit is tyd vir volgens grantbesprekings en Andries Cornelissen sluit volgende by ons aan. Goeiemôre Andries. Môre Jennifer, oompie, meneer Cornelissen. En so is die eerste groep Suid-Afrikaners in die lug. Ja, die groot trek het begin. Nuwe groot trek. Dis die eerste 49, hulle is nou deur die proses. 'n Huurvlug het hulle gisteraand by OR Tambo opgelaai. Hulle is op pad Dallas lughawe toe in Virginia en daar gaan blykbaar 'n ontvangsseremonie en 'n media tipe van konferensie of 'n ding wees wanneer hulle daar aankom. Ja, so dit is nou die eerste groep, blykbaar hulle is op pad Texas toe, hierdie groep. Daar's ander lande ook, ek sal hulle verwys nog. Maar daar was toe die sprake gewees van dat hulle moet eers nagegaan word. Ek weet nie hoekom dit iets is wat 'n faktor was. Jy weet, voordat hulle uit die land uit kan gaan, moet daar eers gekyk word of hulle nie een of ander strafregtelike saak of teen hulle. Ek weet nie hoekom was dit 'n kwessie vir die media gewees het. Hulle nou gedink die 49 mense is nou vlug nou land uit want eintlik word hulle vir misdaad gesoek of word hulle verhoor of aangekla of so iets. Maar hierdie is nou die eerste groep van 49. Dis eintlik hartseer. Jy weet, waar mense op die punt kom waar hulle geleefde realiteit is dat ek wil eerder uit die land uit. Ja. Ja. En dit maak nie saak, jy weet, daar gaan nog baie debatte wees oor, maar is dit waar, die feite is nie, jy weet, dat daar nie volksmoord is nie, of dat mense nie geteken word omdat hulle wit en Afrikaans is nie. Dis 'n debat daar, jy kan nie mense se geleefde realiteit verander nie. Ja, wat gebeur het gebeur. Dis reg, en as dit hulle 'n plan is, dat hulle dit sien as daar's nie vir hulle toekoms in Suid-Afrika nie, en hulle vlug land uit, want dit is wat hulle is. Vlugtelinge, hulle gaan vlugtelingstatus hê, so hulle is nou op pad Amerika toe om vir hulle self 'n beter lewe te gaan maak. Dis mense met kinders, jy sien daar's foto's ook van niemand wou praat met die media nie. Ja. En jy weet daar is foto's ook, jy kan sien daar's kinders wat saam met mense op pad is. Ja, dis hartseer as mense op die punt kom waar dit vir hulle 'n geval is van ek stel nie belang om hier te wees nie en waar is my vliegtuigkaartjie dat ek kan gaan. Andries, die vraag is ook gevra, mag hulle terugkeer sou hulle wou? Ja, ek dink dis 'n bietjie van 'n onseker situasie want hulle gaan nie soontoe met visums of jy weet, dis ook nie asof hulle Amerikaanse paspoorte gekry het in die proses of Amerikaanse burgerskap nie. Hulle gaan soontoe met vlugtelingstatus. Ja. Nou die ding met vlugtelingstatus is dat ergens langs die pad kan daardie vlugtelingstatus verval. So ek weet nie presies hoe dalk gaan 'n mens daai tipe van antwoorde kry wanneer hulle eers in Amerika is. Ek dink in hierdie stadium is dit moeilik om daai vrae te beantwoord want hulle is soontoe as vlugtelinge. Kyk, die hele ding met vlugtelinge gaan oor dat mense spesifiek geteken word oor 'n spesifieke aspek en ja, soos ek sê, daar gaan baie debatte daaroor wees. Jy weet, word hulle geteken omdat hulle wit is, word hulle geteken omdat hulle Afrikaners is. Mense gaan vir jou verskillende argumente daaroor gee. In Suid-Afrika is die breë argument nee, daar is nie so iets nie. Maar weer eens soos wat ek sê, dit is mense se geleefde realiteit. Dis hulle realiteit, ja. Weet waar jou kind byvoorbeeld nie 'n werk kan kry nie want die kwota is vol. Ja. Dis daardie tipe van goed waar 'n kind nie 'n beurs kan kry universiteit toe gaan nie want jy val in daai tussenin groep. Dis nie net wit mense wat daar in daai groep val nie. So dis 'n baie moeilike saak en ek moet vir jou sê ek neem aan dit was ook vir hierdie mense emosioneel om die land agter te laat en waarskynlik ander familielede byvoorbeeld agter te laat in Suid-Afrika. En mense sit en dink aan die toekoms vir hierdie mense want natuurlik as jy 'n vlugteling is dan soek jy 'n beter toekoms. Jy soek dalk eers 'n uitkoms en dan beplan jy 'n toekoms miskien. Hoe ook al sy, maar sal hierdie mense dan opgeneem kan word in die stelsel? Sal hulle kan werk kry daar? Mag hulle dan wettiglik daar werk? Is daar later in die pad as daai vlugtelingskap verval, is daar dalk burgerskap, is daar dalk asiel wat kom? So mense sit en dink aan al die toekoms van 'n mens moet maar altyd dink aan die toekoms as jy so kyk, hulle gaan in hierdie stadium hulle gaan vir hulle huisvesting gee en selfs selfone en al sulke tipe van goed. Wat? Daar's juist die ding wat hulle sê van jy weet dit is eintlik weer geld wat bedoel is vir siekes en bejaardes en vlugtelinge wat onder groot risiko leef. Is eintlik hierdie geld word nou gebruik om die Afrikaners te hervestig. Die regering se argument is hierdie is eintlik 'n politieke kwessie. Dit gaan nie regtig oor vlugtelinge nie want die mense voldoen nie aan vlugteling die definisie, handboekdefinisie daarvan nie. Volgens die Amerikaners voldoen hulle daaraan. Maar die argument is dat hulle gaan soontoe gaan, hulle gaan daar opgeneem word as vlugtelinge. Dis nie 'n ding van jy weet jy kan nou soontoe gaan en nou vir jou huis gaan koop en so. Ja. Hulle gaan soontoe as 'n
groep vlugtelinge. Daar word ook gepraat van verskillende state, een van hulle is natuurlik Texas, maar daar's ook ander wat genoem word as dat weet plekke soos Minnesota is blykbaar het 'n reputasie, het rapportberig as 'n verwelkomende staat vir vlugtelinge. Nou ek weet nie of die Afrikaner vlugtelinge noodwendig saam met die wil gaan bly van Somalië, Afghanistan, Ethiopië nie, DRK nie. Maar jy weet, vlugtelingstatus is 'n baie spesifieke ding en kom ons kyk maar. Daar moet nog baie vrae beantwoord word oor hoe lyk die prentjie oor 5 jaar van nou af. En dit is waar ek dink die regeringsargument inkom is dat ek sien een van die prominente politieke kommentators en verslaggewers wat in 'n opiniestuk geskryf het, hierdie is eintlik net die begin van Trump. Eintlik die volgende stap is sanksies teen Suid-Afrika. Want dit gaan eintlik maar, jy weet, alles kom terug na Suid-Afrika se posisie rondom Israel by die internasionale geregshof. En dat hierdie landjie in die suidpunt van Afrika durf om weet basies op te staan teen Israel en Amerika. Ja. So dis 'n breër debat en weet almal het 'n opinie daaroor. Maar in hierdie stadium is dit 49 mense wat 'n realiteit het. Wat besluit het hulle wil eerder elders wees as om in Suid-Afrika te wees. Ja. Dan van die vlugtelinge oor na die hoenders. Ja, die hoenders wil ook vlug. Die Daybreak, ons het nou al daar was verskeie berigte al oor hulle gewees, waar die kos nie afgelewer is vir die mense wat die hoenders moet laat groot maak nie, as mense dit nou so kan stel. En ja, hoenders wat hulle self begin opeet het. Ag nee man. Hulle die ander hoenders begin opeet het. Want hulle word nie gevoer nie, daar's nie werkers nie, die hokke word nie skoon gemaak nie. Nou het ons die punt bereik waar Daybreak nie salarisse betaal het nie vir April nie. En nou sien ons, jy weet die Sunday Times het 'n berig gehad oor ja, die voorsitter van die direksie daar, Bojane Segua, die voorsitter van Daybreak se 5-persoon direksie. Sy het 'n druk op hulle geplaas dat haar raadsfooie so gou as moontlik betaal moet word. Sy het selfs die magte van die finansiële hoof weggevat en geskuif na 'n ander finansiële bestuurder toe, sodat die betaling aan haar gedoen kan word. En toe die bewys van betaling van die R624,000 in haar bankrekening val toe, bedank sy met onmiddellike effek. Ja. Ek sien minstens 3 van die direksielede het gesê, maar julle kan ons geldjies eers hou, want die personeel se salaris nie betaal nie, so ons gaan nie nou geld vat, terwyl daar hierdie probleem is nie. Natuurlik, hierdie word besit deur die openbare beleggingskommissaris. Dit is die staatsamptenare se pensioenfonds. So, my probleem hiermee is dat, weet, dis amper soos 'n bodemlose put hierdie. Weet, hulle praat van hulle het R1,5 miljard nodig om die ding om te draai. Daar's al reeds R250 miljoen fasiliteit vir hulle beskikbaar gestel, waarvan hulle al 'n hele klomp, maar hulle het nog steeds nie salarisse betaal vir April nie. En ja, dit weet ander besighede moet meeding met hierdie mense. En hulle het basies 'n jy weet 'n onuitputbare bron van kontantvloei wat aan Maar hulle waartoe gegee is daar R1,5 miljard? Nee, hulle wil dit nog hê. Hulle wil dit nog hê, maar hulle het al 'n gedeelte gekry. Hulle het 250 miljoen fasiliteite vir hulle beskikbaar gestel, waarvan hulle hierby, as ek reg onthou, daar was 'n bedrag wat hulle al reeds gebruik het daarvan. 74 miljoen dink ek was die bedrag. Maar die probleem is dat weet die openbare beleggingskommissaris dit is hier waar leierskap nodig is. Dis hier waar jy die regte mense in die regte poste moet hê. Weet hierdie is duidelik, weet hierdie is 'n ding wat 'n wins gemaak het in 2020. En teen 2023 het hy, jy weet, is in verliese gedraai. Nou, hoe is dit moontlik? Jy weet, hoenders in Suid-Afrika is 'n redelike, jy weet, kommersiële besigheid, veral as jy op hierdie skaal. Weet hulle praat van die syfer wat ek dink is 250,000 hoenders wat van kant gemaak moes word. Ja. Jy weet, so dis 'n absolute skande. Weereens, jy weet, is iets wat in die grond in bestuur word deur onbevoegdheid. En ek dink my bekommernis is nou het jy staatsamptenare se pensioen daarin. So nou moet ons hierdie laat werk. So nou ons geld daarin gooi, maar dit is ook reg wat die punt van om geld heeltyd daarin te gooi, want jy verloor net eintlik daai geld. So hoekom het ons staatspensioenfondse daarin belê? Ja, maar wat is so direksielede is hier? Presies, so waar is iemand wat net wag vir betaling en dan bedank sy en dan die res moet maar weet hulle was veronderstel om 'n dringende raadsvergadering te hou. Daar's in elk geval 'n likwidasie aansoek. Dalk is dit dalk moet die dalk is dit die enigste manier om likwideer. Korrek. Pensioengeld weer terug te kry mense met die kundigheid in om hierdie tipe van goed oor te neem. Dit is maar dis belaglik. Want dis 'n mors van geld en as jy weet as ek 'n
'n staatsamptenaar was en my pensioengeld, jy weet, werkers sit sonder salarisse, maar jy betaal 'n raadslid al fooie, jy weet, dit gaan 'n bietjie, dit sit 'n bietjie dwars in mense se kele. Nou Andries, so gepraat van staatsamptenare en leefstyl audits, Lesofie gaan skoonmaak. Ja, ons het hierdie al voorheen gesien. Die Panyaza Lesofie wat hulle is nou hulle het 'n adviesraad oor etiek in Gauteng. Hulle het daarom al voorheen aanbevelings gevolg van ja, mens moet nie jou oor rol wanneer jy hoor van 'n etiekadviesraad in Gauteng nie. Maar hulle ondersoek het bevind meer as 1/3 van die 19 senior bestuurders. Dis nou dit sluit in uitvoerende hoofde en departementshoofde. Hulle is of geklassifiseer as hoë risiko na leefstyl audits of hulle die leefstyl audit heeltemal gedop. En dan was daar ook 152 regeringsamptenare wat besigheid met die staat doen. Dis natuurlik teen die wet. Direk met die staat. Ja, dis natuurlik teen die wet. En 124 werknemers is net in die departement van onderwys was daar 124 wat besigheid doen met die staat. Interessant genoeg, ons het al gesien in die verlede die hele debatte rondom hierdie etiek en al sulke tipe van goed, maar daar's 3 departemente, onderwys, menslike nedersettings en infrastruktuurontwikkeling, waar daar eintlik 'n toename is in mense, werkers, staatswerkers, staatsamptenare wat besigheid doen met die staat. Ek sien een van die verduidelikings is dat die etiekkomitee het opgetel want onderwysers moet gaan merk. Hulle word aangestel om te merk by eksamensentrums en dan word dit opgetel as hulle doen besigheid met die staat. Nou dit is net onnosel. Ja. Jou stelsel moet dan daai tipe van goed kan uitwys. Blykbaar gaan Lesofie binnekort optree, die verslag gaan voorgelê word aan sy uitvoerende raad en dan gaan hulle binne 14 dae gaan daar 14 dae aksie wees. Die probleem is ook wat hier gedoen word in hierdie proses. Hulle probeer ook die blaam plaas vir swak dienslewering in Gauteng op die amptenary. Daar moes 1,5 miljard rand moes teruggaan na die tesourie toe wat nie bestee is nie deur die verskillende departemente in Gauteng. Nou hulle probeer ook in hierdie proses hulle nou maak, jy weet, dit is eintlik dis nie die politieke leierskap wat die probleem is nie, dis die amptenary. Hulle wel die politieke leierskap daardie amptenary in hulle posisies gesit het. Maar hulle vat ook die krediet wanneer iets werk. Ja. Wanneer iets werk. Of as iets werk. Ja. Ek dink wat mense en ek dink meeste mense in Gauteng, veral Johannesburg, redelik boos sal maak, is dat Johannesburg nie werk nie. En dan kry mens berigte soos hierdie wat mens praat van leefstyl audits wat gedop word en mens wonder wat word van die mense en wat word van dienslewering terwyl die amptenary net doen wat hulle wil. En my grootste probleem is eintlik verantwoordbaarheid, want wat ons hoor al hierdie berigte 3 na mekaar van verstaan wat gas is, maar wat gebeur met daai mense? Wag net 14 dae. Okay, ek gaan nou 'n reminder op my foon sit en oor 14 dae gaan ek dan kyk ons Panyaza Lesofie bel. Daar gaan baie dinge gebeur oor 2 weke. En dan ons het ook gesien in Gauteng gesondheid byvoorbeeld. Die departement van gesondheid in Gauteng is 'n absolute gemors. Ja. Jy weet, hospitale het nie nou dis nie noodwendig die departement se probleem nie, want hospitale het ook allerlei verskriklike base wat daar aangestel is. Waar daar nie genoeg kos is nie, waar hulle nie die linne kan skoonhou nie, waar die masjiene gebreek het want jy weet, iemand het nie gesorg dat dit in stand gehou word nie. Maar dis mense wat reuse salarisse kry en dit is hulle werk. Ja. Dis hulle werk om dit te doen. So my vraag is, wanneer doen ons iets aan daai mense? Nie fisies nie. Ek praat van die wiele moet eers basies met die kar op blokke staan voordat ons begin iets doen daar. Andries, dan die Afrikaners in die ANC sal weer vergader. Ja, blykbaar is daar sommer al hierdie week nog 'n vergadering. Ek dink wat interessant is, en dit kom nou terug na die 49 vlugtelinge toe, is dat hulle praat van klipharde gesprekke. Ek sien is Dr. Dirk Herman van Solidariteit wat aangehaal word daaroor, want dis baie stil gehou oor presies waaroor het hulle gepraat en jy weet wat is nou die dit het wel gegaan oor wat hulle bereid was om te sê, dit gaan oor 'n vertrouensbreuk. Nou die interessante ding is dat eintlik, jy weet, as die hele proses met Amerika en Trump en al sulke goed mense dwing om weer met mekaar te praat rondom 'n tafel, dink ek is dit 'n goeie ding. Ja. So in 'n mate verstaan jy hierdie is 'n goeie ding. En ek sien ook, jy weet, ek dink dit is hy wat gesê het toe hulle het hom gevra oor, weet maar wat van hierdie 49 toe sê hy, maar weet hulle weet nie daarvan nie. Hulle sien maar in die media van hierdie mense, hulle bou hier aan 'n toekoms in die land. Nou as hierdie gesprekke dan weet daai tipe van goed is, dan is dit belangrik dat
mense met mekaar praat en dat daar duidelik hulle gaan nie die debat in die media voer nie. Hulle gaan met mekaar gesels en dan gesamentlik hoop hulle kommunikeer oor waarmee is hulle besig en waaroor gaan dit. En hierdie is waarskynlik ook deel van daai nasionale dialoogplan. Ja. Nou, onmiddellik het mense gesê, maar hierdie groep is nie verteenwoordigend van alle Afrikaners nie, of van alle mense wat Afrikaans praat nie. Ja, dit is waar. Hulle is nie verteenwoordigend nie. Niemand het hulle verkies nie. Daar was nie 'n verkiesing nie. Hulle kan wel sê dat hulle het soveel lede, maar hulle kan nie eens noodwendig sê dat hulle namens hulle lede praat in daai opsig nie, want hulle lede het nie ingeskryf vir gesprekke oor Afrikaners of Afrikaans nie. Hulle lede het ingeskryf dis 'n vakbond. Ja. So, jy weet, dit het nie regtig daarmee te doen nie. Dit het nie doen met jy het aangesluit by 'n politieke party nie. So, ja, dit is groepe met groot steun. Jy praat van die Solidariteitbeweging, Solidariteit Afriforum SAI, die Afrikanerbond was daar. So, interessant genoeg is dit die PAC wat 'n rol speel in hierdie, weet wat basies hierdie groepe bymekaar. Baie interessant dat die PAC die groep is wat, jy weet, die One Settler, One Bullet mense van Patricia de Lille wat nou, jy weet, wat die Afrikaners en die ANC bymekaar uitbring. So, maar hierdie is waarskynlik 'n begin van 'n baie breër gesprek. Ek dink nie mense moet dit sien as hierdie groepe praat nou met mekaar. Wat is dit, die Afrikaner Leierskap Netwerk of Ja. Afrikaner Leiersnetwerk, ja. Daar's so baie van hulle. So, dis 'n belangrike proses hierdie. En hoe meer mense aan hierdie tipe van proses deelneem, waarskynlik aanvanklik is dit goed om met klein te begin. Die enigste ding wat my geplaat is, ek weet nie of 'n mens regtig met Batabile, Dlamini en Nomvula Mokonyane wil praat nie. Ek haal my hoed af vir die Afrikaner die leierskap. Afrikaner mans wat deel is van die gesprekke en met Nomvula en Batabile moet dit wys ook mens hoop later dat jy bietjie belangriker leiers van die ANC sal sien in hierdie gesprekke. As hierdie gesprekke voortgaan, soos jy sê, dis lekker om te sien dat hierdie goed nie in die media gebeur nie, Ja. maar dit om 'n tafel gebeur. Hulle mekaar in die oë kyk en robuuste gesprekke hê en vra en aanmerkings maak wat soms ongemaklik is om te antwoord en oor te gesels. Mense sal graag hierdie meer wil sien. Ek dink almal in die land wil meer sien. En nie net Afrikaners nie, maar dat die Zulu en Xhosas en Wendas en almal bymekaar kom op 'n stadium en sê maar kom ons almal gesels dat hierdie nasionale dialoog werklik gebeur. Laat dit nie 'n politieke foefie is soos wat dit op hierdie stadium lyk nie, maar dat dit werklik gebeur oor die hele spektrum. Ook waarom dit belangrik is dat die politieke mense eintlik nie die politieke leiers eintlik nie die prominent of die leiding neem nie, is juis omdat hulle maak staat op die verdeeldheid. Want politieke partye trek lyne tussen mense, want jy het 'n teikenmark. Ja. Julius Malema het 'n spesifieke teikenmark. Die DA het ene, die ANC, almal het 'n teiken, weet Vryheidsfront Plus en hulle streef daarna om daardie teikenmark baie duidelik te definieer en te oorbedien. En in hierdie geval is dit, jy weet, ons moet praat van nasionale belang. Wat is ons gedeelde waardes? Ja. Wat het ons almal in gemeen? Ons het almal werkskepping, ekonomiese groei, Dienslewering. gehalte onderwys, dienslewering. Daai tipe van goed, die opnames wys dit vir jou oralste mense is baie minder bekommerd oor ras en al daai tipe van goed, as wat hulle is oor basiese dinge soos 'n dak oor jou kop en 'n ordentlike skool vir jou kind, daai tipe van goed. So dis ons moet fokus op die gedeelde wat ons in gemeen het, nie wat ons Nie wat dit oor verskil nie. Korrek. Die groot vraag is, hoekom is Paul Mashatile se wagte vrygespreek? Ja, dit is 'n bietjie van 'n vreemde situasie want weet mense het reeds bitter min vertroue wat die polisie aanbetref. En hierdie is natuurlik BBP leiwagte, hulle is polisielede. En hulle is toe nou aangekla dissiplinêr, die 8, ons het almal hierdie video gesien, die video is oralste beskikbaar. Nou ja, hierdie 8 is toe nou dissiplinêr verhoor, dit was 'n uitgerek, ons praat van ons binnekort is dit 2 jaar na die voorval. Hulle was geskort en toe is hulle skorsing opgehef want basies het almal opgehou om op te daag vir die dissiplinêre verhoor. En eers het die popcrew opgetree namens hulle en toe is dit SAPO en ja, nou is hulle basies onskuldig bevind in die dissiplinêre verhoor. Die probleem is die egtheid van die video kon nie vasgestel word nie. Nou een van die bestuurder van die Volkswagen Polo wat aangerand is, het getuig in die verhoor oor wat gebeur het. Klaar, blyklik dit was nie genoeg getuienis nie. Daar was 'n ooggetuie, ene meneer Malan wat toe nou gesê het later aan hy was nie 'n ooggetuie nie, hy kan nie getuig nie. Die probleem is in hierdie proses voel 'n mens daar was waarskynlik 'n bietjie van 'n intimidasieproses en sulke tipe van goed ook.
En ja, die 8 is nou vrygespreek. Binne in die polisie is die probleem vir my, die boodskap wat uitgestuur word is, ons kan maar so optree. Ons baase, hulle gaan ons agter ons staan, want dit is wat jy nou hier het. Die Suid-Afrikaanse Polisie-Unie is 'n verteenwoordigers, het 'n paar vrae gevra wat mense laat wonder of hier nie intimidasie was nie. Hulle het vrae gevra, maar dit altyd begin met wie presies was dit? Onder andere, hulle wil weet wie het hierdie klagte gelê. Maar jy het nie nodig, jy sien die ding is in 'n dissiplinêre verhoor, gaan dit nie oor wie die klagte. Gaan nie oor wie nie. Dis die polisie wat hulle aankla. Korrek. En hulle wil weet wie dit geformuleer, wie is die getuies? Hulle wou dit al hoor in daai dissiplinêr wat 'n mens laat wonder, het hulle iemand gesoek om te teiken hier? Wel, die ding is dat hierdie gaan natuurlik in die strafsaak gaan dit opduik. Hulle is onskuldig of in 'n dissiplinêre verhoor, jy weet, wat maak ons nog hier? Die egtheid van die video, ek weet nie hoe kan jy die egtheid van die video bevraagteken nie, jy het 'n getuie wat aangerand was op die video. Ja. Wat getuig het, maar in elk geval, so baie vrae hieroor en natuurlik oor mense se vertroue in die proses in die polisie. As hierdie die tipe van manier is hoe 'n dissiplinêre verhoor hanteer word waar lede van die publiek op video, nie ergens, jy weet in die donker nie, op video aangerand is op die nasionale snelweg. Hoeveel meer bewyse het jy nodig? Korrek. Dan so vinnig ter afsluiting, Andries, ons spog met 'n nuwe kar, nie ons nie, maar daar's 'n nuwe kar in die land. Ja, meneer Solomon Maisol Madibela. Hy het vir hom sy G-Wagon, sy Mercedes-Benz G-Wagon het hy laat ombou in 'n 6-wiel Brabus 900 XLP in Duitsland. 25 miljoen, ja, is daai 6-wiel. Hy 6-wiel aangedrewe, 4.5 liter. Dis 'n verskriklike monster ding daai. Die enigste een in Afrika. Dis die enigste een in Afrika. Ek sal graag wil sien hoe lyk daai ding wanneer hy 'n slaggat tref. Hoekom is hierdie nuus, Andries? Man, die ding is dat daar's video's geplaas op sosiale media van hulle dans rondom die voertuig in Duitsland toe die ding oopgemaak word en ja, en hy hou daarvan om sy foto's te saam met sy McLaren en Ferrari en Rolls-Royce en Porsche en BMW en Lamborghini en Bentley en Land Rover. Hy seker elke dag van die week in iets anders. Dis 'n man wat uit in 2018 sy maatskappy gestig. Hy werk in oopgroef myne in Rustenburg omgewing. Ja. Ek is seker daarvan ek neem aan die ontvanger van inkomste lees ook hulle lees baie graag hierdie goed op sosiale media om dan te gaan kyk na mense of hulle papierwerk in orde is en so aan. Maar hy's ook 'n man wat baie liefdadigheid doen. Hy is die eienaar en uitvoerende hoof van die besigheid wat duidelik baie goed doen. Vlak 1 BEE maatskappy. Dis baie hoog. En hy doen liefdadigheidswerk wat hulle deel kospakkies uit in skoolklere en sokkertoernooie en al sulke tipe van goed. Ja, hy span sy geldjies in wyd, ja. Man, dis oulik. Andries, dankie vir die saamgesels vanoggend. Dit is Andries Cornelissen, bly ingeskakel. Net hierna gesels ons oor jou plante. Aluma Capital, celebrating a decade of trust, investing in your future.